die verskillende maniere waarop God kan kies om met ons te praat. Ons het nou gepraat oor die inhoud, maar hoe kom daai inhoud na ons toe? En ek wil hierdie pizza gebruik en amper 'n waarde aan elke skyf van die pizza gee en sommer hier en daar getuienisse deel van waar ons dit al gesien het in ons lewens uitspeel. Die eerste paar is eintlik die moeilikste, want dit vat die meeste dinkwerk. Dis nie so voor die hand liggend nie, so dit gaan 'n bietjie net vra dat ons 'n bietjie langer daaroor nadink, want die eerste ene is 'n oop deur. Dis met ander woorde omstandighede wat dalk aan jou presenteer, wat jy kyk na die omstandighede en dink jy, joh, hierdie is so gunstig, dit moet van God wees. En hoekom dit so moeilik is, kyk 'n bietjie, Blaine Smith sê, interpreting circumstances is almost always a problem if we are thinking as deeply as we should. Want hoe ons oop deure interpreteer is nie heeltemal hoe die mense in die Bybel, Paulus en die apostels, oop deure geïnterpreteer het nie. Byvoorbeeld, so die saak kom definitief voor in die Bybel, maar hulle het anders gedink daaroor. Byvoorbeeld in 2 Korintiërs staan daar, toe ek in Troas aankom om die evangelie van Christus te verkondig, en die Here reeds vir my 'n deur oopgemaak, en kon ek nogtans geen gemoedsrus kry nie, omdat ek my broer Titus nie daar aangetref het nie. En daarom het ek toe van hulle afskeid geneem en na Macedonië toe vertrek. So hier sê Paulus definitief, God het die deur oopgemaak, en dan die skokkende ding, hy stap weg van 'n oop deur af. Sien jy dit? Hy vertrek, want hy het nie gemoedsrus nie, want hy het nog nie vir Titus gekry nie. Maar dis God wat die oop deur vir hom gegee het. So dit forceer jou net so 'n bietjie langer na te dink. Nie elke oop deur is daar vir ons om deur te loop nie. Ons moet bidend vra, wat is die wyse ding om te doen? Nog 'n voorbeeld in die Bybel is 1 Korintiërs 16 vers 8. Ek sal egter tot Pinkster in Efese bly, want daar het 'n groot en kragtige deur vir my oopgegaan, hoewel daar baie teenstanders is. Hier sê hy, daar's weerstand, maar hy beskou dit as 'n oop deur. En dis juis wat ons dikwels nie beskou as 'n oop deur nie. 'n Oop deur is wanneer daar nie weerstand is nie, wanneer daar nie struikelblokke is nie. Oop deur is net as dinge maklik gaan, smooth sailing is. Vir Paulus is hier juis 'n klomp weerstande en struikelblokke, maar hy sien op 'n ander manier 'n geleentheid. Ons sien wat nog meer ironies is, toe hulle in Filippi kom en in die tronk gesit word en die Here deur die engel die tronk se deure oopbreek, toe is dit letterlik oop en hulle bly sit. Die tronkbewaarder kom in en hy wil homself om die lewe bring, want hy weet dit is wat hulle gaan doen met hom, omdat die gevangenes onder sy toesig weggekom het. En toe skree Paulus, nee, moenie, ons sit hierso. So hier is 'n letterlike oop deur, en hy beskou nie dat Paulus interpreteer nie dit as, dit kom van die Here af. So kom ons gaan nie, hy gee vir ons die groen kaart om te gaan nie. Hy bly sit. So teoloë wat hieroor nadink, sê vir ons, who opened that door? Hierdie oop deur wat ons van praat. God or Satan or neither of them? Conversely, when we encounter an obstacle in pursuit of some goal, is that obstruction a roadblock, a closed door or a test of faith? So struikelblokke net dalk ietsie om deur te beur, te toets van jou geloof. Circumstances are complex, seldom pointing conclusively in a single direction.
En dis hoekom ek sê, ons moet net so bietjie stadig oor die klippe gaan met hierdie eerste pizza skyfie. Daar's definitief iets te maak van omstandighede. Maar ek onthou, toe ek nog 'n jeugleraar was, het ek 1 jaar by een van my matriekdogters uitgekom. Sy het pas klaar belydenis van geloof die vorige jaar afgelê, en ons het weer so 'n tipe get together, en ek vra vir haar, kom ons maak haar naam Carly, ek gaan haar identiteit beskerm, en ek sê vir haar, Carly, wat is jou plan vir volgende jaar, man? En sy is super opgewonde. Sy sê vir my, Natie, dis wonderlik. Ek het 'n geleentheid om by 'n vakansieoord te gaan werk in die FSA. Ek kan geld bymekaar maak, dollars verdien en kan reis. Kan jy dit glo? Dis net wonderlik. En my toe sy dit sê, toe gaan sink my hart so in my. Want op daai stadium, daai jong, naïewe tiener, het ek eintlik beter geken. Ek het haar beter geken as wat sy haarself geken het. Sy het uit 'n moeilike gesin uitgekom, baie komplekse verhouding met haar pa en min ondersteuning, en sy het van vroeg af het sy was fisies vinnig ontwikkel, baie mooi, baie aantreklik, en het dit geniet om uitlokkend aan te trek, en het eintlik haar hele identiteit altyd gevind in die ouens met wie sy uitgaan. Sy het vreeslik gesmag na die aandag van mans, en tog ook 'n verskriklike kommerwekkende naïwiteit altyd aan haar gehad. Jy weet nie, sy het nie amper die besef watter tipe wolwe is daar nie. En toe sy vir my sê van wat sy gaan doen, toe dink ek, joh, hierdie kind is nog so hoogs beïnvloedbaar vir haar om na matriek dit te gaan doen. En ek sê nie alle matrieks nie, ek sê vir hierdie kind. En ek sê te vir haar, ja, Carly, dit is amazing hoe dit gebeur. Hulle sê hulle het al foto's op 'n plek gekry nou, en sy het altyd sulke uitlokkende foto's van haarself geneem met die kortste broekies en die laagste halse, en ek sê te vir haar, nee, dis regtig amazing, wonderlike geleentheid. Het jy al gebid daaroor? En ek sien sy so taken aback, en sy sê, Natie, hierdie is 'n oop deur van die Here af. Daar's nie 'n manier dat hierdie oor my pad kom as dit nie van die Here af is nie. Ek onthou haar woorde kristalhelder. En sy is weg. In die eerste jaar na dit het ek niks van haar gehoor nie. In die tweede jaar, toe hoor ek, toe is sy in dwelms in. In die derde jaar, toe sê haar ma vir my, nou begin hulle meer terugvoer kry. Sê ma vir my, toe sy daar aan die ander kant inkom, toe blyk dit dat dit is 'n vakansieoord wat daarop ingaan om vir mans wat alleen wil wegbreek, 'n wegbreek te gee. So al die kelnerinne en die mense wat die kamers skoonmaak en so aan, is vrouens wat skamel geklee is, en hulle het haar foto's gekry op 'n plek, en dis hoe hulle aan haar gekom het. Van papier af is dit eintlik niks anders as 'n tipe bordeel nie. Maar dis nie amptelik dit nie, niemand word forceer om dit te doen nie, maar dit is so half die aanritten ding wat daar aan die gang is. En na 7 jaar, toe het sy uiteindelik besluit om die verhouding waarin sy toe geval het daar met iemand wat met gesinsgeweld haar verskriklik getraumatiseer het, jare lank. Na 7 jaar het sy teruggekeer Suid-Afrika toe, heeltemal gebroke. Ek wil sê opgebruik. Die borrelende geaardheid wat sy gehad het, was weg gewees. En ek dink altyd aan haar, as ek hoor hoe mense praat van 'n oop deur. Oop deure is nie so maklik om te interpreteer nie. Oop deure kan na alle kante toe beredeneer word. En met dit gesê, dan erken ek ook, oop deure is 'n feit. Daar is, ek meen net,
toe ons ook hiernatoe gekom het, van Witrifuur af, is daar soveel oop deure wat die Here vir ons gegee het, vir my vrou om werk te kry, en so, maar oop deure is of ietsie wat jy in jou agterkop hou, dis nie die deurslaggewende ding om te bepaal, hierdie is van die Here af nie. Dis een van die goed wat ons gebruik op die ou einde in die onderskeiding van of ietsie die wil van die Here is. En ons gaan Sondagoggend meer praat oor wat is die ander tipe goeders en hoe verwys ek dan nou dat dit een van die goed is. Weet net, oop deure is regtig kompleks. 'n volgende ene is 'n vlieswol. So, ek hoop jy kan dit uitmaak daar. Ek nie geweet die skrif gaan so onleesbaar wees daar nie. So vlieswol kom natuurlik van daai gebruik af in Rigters, toe Gideon, 'n engel van die Here het aan Gideon verskyn, vir hom hierdie taak gegee om die Israeliete te gaan bevry, en toe gaan hy en hy sê, hy vat so velletjie en hy sê, hy gaan dit buite los, en môreoggend moet alles rondom die vel nat wees van die dou, maar dit moet droog wees, en toe is dit so, en toe weer daarna, toe ruil dit om, toe sê, nou moet die velletjie nat wees, en alles anders moet droog wees, en toe gebeur dit weer so, en so, op die oog af is hier eintlik meriete in die Bybel om 'n teken vir die Here te vra. En ek besef, hierdie is 'n ding wat baie mense ook doen, en dit is hoekom ek graag daaroor sal wil praat. Het dit meriete, is dit goed? Ek onthou, toe ek 'n tiener was, is dit nou ietsie wat ek baie graag gedoen het. Ons het so gebly in 'n huis met, langs die huis was al so 'n tweespoor inritpad gewees. Jongen, as ek baie verlief is, wat baie gebeur het, en ek nou by die Here wil hoor, is hierdie meisie waarop ek nou so verlief is sy die regte meisie? Is sy my trouvrou? Nee? Dan vra ek vir die Here, Here, gee my 'n teken asseblief. Sal U vir my op baksteen nommer 21 van die inritpad soos 'n teken net gee dat daar iets is? En dan gaan ek uit, en dan is ek ook eers nie seker van hoe tel jy die halwe bakstene ook of nie, en dan tel ek hom, en dan kom ek op baksteen 21, en dan lê daar so sê net maar 'n stokkie wat afgebreek het van die takke op baksteen 20, maar hy raak so in baksteen 21, en wonder ek soos wat is dit? Is dit beteken hy potensiaal, die verhouding, of wat is dit? Ander kere dan spesifiseer ek meer, dit moet, sê net maar, dis lukrake nommers, ek is seker of van die Here kan dan tog dit laat waar word, hy is tog almagtig, en vat ek weer baksteen nommer 23, dan kom ek daar, dan is daar niks op hierdie kant nie, maar dan is dit op die regterkant te spoor, en dan dink ek het nie gespesifiseer, is dit linkerspoor of regterspoor nie, en dan ander keer, ek onthou werklik waar, ek lieg nie vir jou nie, een keer het ek dit gedoen, en toe ek daar kom, toe is daar van baksteen 21 tot baksteen 23, het die hond sy besigheid gedoen daar, ek beloof vir jou. Toe dink ek, is die Here besig om met my 'n kat en my speletjie te speel? Wat beteken dit nou? So, dit is ek is nie baie positief oor tekens nie. Jy kan met ander mense praat en hulle opinie vra, jy's baie welkom. Maar ek het 2 probleme met hierdie praktyk, en die eerste ene is eintlik waar dit begin by Gideon. Don Matzat is een van die skrywers wat ook baie geskryf het oor hoe 'n mens die stem van die Here hoor, en ek lees dit by hom en hy is heeltemal raak. Don Matzat sê, jy weet, Gideon, die rede hoekom Gideon vir die Here 'n teken vra, is eintlik om uit die ding uit te kom. Hy weet verskriklik goed wat hy moet doen. 'n engel van die Here het aan hom verskyn. En hy probeer backpedal en allerhande redes kry hoekom hy dit nie moet doen nie. Daar's nie by hom onduidelikheid of hierdie die wil van die Here is nie.
So hy vergelyk dit soos die volgende, hy sê dit is die ekwivalent daarvan sou wees, jy weet uit Hebreërs uit byvoorbeeld sê dit, moenie wegbly van die eredienste af nie, so jy weet die Here wil hê jy moet kerk toe kom, dan sê jy vir die Here, as u regtig wil hê ek moet kerk toe kom, laat dit môre sneeu in George sodat ek nie kan gaan golf speel nie, dan sal ek weet. Nou dit raak regtig bizar, want dit is hoe sy tekens gewees het, dit was totale absurde tekens gewees. So, en die ander ding wat die probleem is hier, is jy skryf eintlik vir die Here voor, hoe hy dit moet doen op jou terme, op watter baksteen, teen watter tyd, en dit sit nie lekker met my nie. Dit sit net nie lekker met my nie. En ek dink ook met Jesus sit dit nie lekker nie. Dit is hoekom die Here ook later vir hierdie geslag wat altyd tekens soek, hoekom hy hulle berispe. Nou dit is 'n ding wat ek al baie getuienisse ook van gehoor het, waar daar regtig mense is wat duidelikheid by die Here gekry het daarvan. Ek sou vir jou vanaand van sulke getuienisse kon vertel. En dis amper, ek voel oor dit so amper soos wanneer jy praat oor hoe om Bybel te lees. Ons sê altyd vir mense, moet asseblief tog net nie die Bybel oopmaak en maak so en dan begin jy lees nie. Vat 'n boek, lees deur die boek, kry die konteks, dis hoe die Bybel bedoel is om te wees. Dis nie 'n toerboek om so te maak nie. En dan met dit gesê, dan is daar net so baie getuienisse dat die Here al regtig so met mense gepraat het. So hoe ek oor dit dink is eintlik Blaine Smith verwoord my gedagtes baie goed. Hy sê, sometimes I believe God mercifully allows us to continue with a spiritual practice which is less than the best. He's patient with the elementary state of our faith and not willing to push us to higher levels before we are ready. Yet, when He knows that we can handle it, psychologically and spiritually, He may allow us a hard experience with that same practice. Not to break us down, but to build us up. So asof die Here in sy genade vir 'n tyd lank in jou, terwyl jy 'n baba gelowige is, jou tegemoet kom in hierdie gebruik, maar dit is eintlik manipulerend. As ek nou sê, Here, ek gaan op 'n date en ek wil so graag vir u vra, as dit die meisie is met wie u wil ek moet trou, laat sy vanaand rooi aantrek. En miskien het die Here iets heeltemal anders te beplan gehad, hoe hy vir my wil wys met ter tyd, dat hierdie die regte vrou is. Nou forceer ek die Here al in 'n hoek in hier. So ek wil vir jou vra of ons hierdie ene kan uithaal, vlieswol, daar uit die pizza skuiwe kan weghaal. En ek wil eerder voorstel, kom ons praat van bevestiging. Bevestiging is amper soos 'n vlieswol. Dit is ook met tekens vra, maar jy skryf nie die Here voor en sê baksteen 21 nie. Nou 1:10 die middag nie. Jy vra die Here, Here, sal u op u manier vir my bevestiging gee. Baie skrifgetuienis is daar, so byvoorbeeld soos 2 Korintiërs 13, deur die getuienis van 2 of 3 getuies moet elke saak bewys word, so sê die skrif. So praat Paulus dan nou ook oor hoe, as daar 'n saak oor moet besluit word, moet dit 'n paar keer bevestig word. En ek hou eerder van dit, om as jy wonder oor 'n ding, dat jou oë en jou ore oop is vir bevestiging. Ek het nogal vir Christian gevra, hy het verlede jaar 'n baie besonderse ervaring gehad oor bevestiging, en vir hom gevra, hy moet dalk net gou vir ons van daai ervaring vertel. Ja, so ek het 'n ervaring gehad waar die Here vir my 4 Bybelverse gegee het, of dieselfde Bybelvers 4 keer vir my gegee het in 3 dae. Die eerste keer was dit waar ek die Sondag aand jeug toe gegaan het, en Dominee Douglas het daarso 'n Bybelvers gelees, Psalm 139, het dit in Engels gelees, I praise you Lord for I am fearfully and wonderfully made.
En daai vers het nie op daai stadium regtig vir my enigiets baie beteken nie, maar dit het vir my baie, of dit was vir my mooi en ek het daaraan gedink. Toe die volgende oggend het ons 'n saalopening gehad by die skool en die meneer het toe presies dieselfde vers gelees. En toe ek dit lees, het ek regtig eintlik sulke gevoel gehad van dis 'n onbeskryfbare gevoel. Dis van warmte en net van God wat regtig vir my sê, hy het dit is van hom af en hy wil hê ek moet dit weet. Toe die middag, toe dink ek baie daaraan en toe ek die middag by die huis kom, toe maak ek vir my 'n koppie warm sjokolademelk en soos wat ek gaan sit het en my huiswerk gaan doen het ek toe gesien op die koppie staan daar Psalm 139. En dit was vir my net soos eintlik shocking geweest, eintlik wonderlik. Dit was onbeskryfbaar en die volgende dag toe het ons jeug groepie gehad en die persoon wat daar so vir ons geopen het toe ook presies dieselfde vers gebruik. Dit was eintlik maar net vir my baie kosbaar en baie spesiaal geweest vir my. Dankie Chris. Ja, dit is duidelik as 'n skrifgedeelte so herhaal, is daar ietsie om van kennis te neem. So Christian kom toe na my toe en sê, "Ja, pappa, wat is dit? Wat gaan hier aan?" En ek kan net dink hoe wonderlik dit is vir 'n tiener wat deur 'n klomp tienergoeters gaan om eintlik dan by die Here te hoor, "You are fearfully and wonderfully made." Maar ek het my vaderlike plig ook eers nagekom en vir hom gesê, ek kan nie dink dat die Here dink jy is fearfully and wonderfully made nie. Jy's niks, jy's 'n zero in my boeke en ek moet hom net altyd bietjie trap, maar dit is besonders. Volgende manier hoe die Here met ons kan praat is deur 'n profesie. En 'n profesie is nie soos 'n waarsêer wat ietsie voorspel oor die toekoms of 'n profeet in die vroeë kerk is iemand wat God se wil bekend maak. Dit kan baie keer bemoedigend wees, dit kan ook wees om sonde reg te stel. Baie keer kan dit ietsie inhou oor die toekoms, maar dis nooit met die doel dat dit is soos 'n waarsêer of so ietsie nie. Dit is ironies vir my dat baie mense binne in 'n gereformeerde kerktradisie waarin ons staan dadelik protesteer en sê nee, net skrif, nie sulke gawes nie. Die ironie is, dis juis in die skrif wat daar staan in 1 Tessalonisense 5 vers 20, moenie die profeseë, die uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig, geringskat nie. Moenie hierdie profetiese uitsprake geringskat nie. Daar lê gewig in dit. In my eie lewe onthou ek as tiener, ek was so omtrent, kom ek sê, rondom matriek, en toe het ek net mooi finaal besluit, okay, ek gaan teologie studeer, en maar ek beloof, ek het dit nog vir niemand vertel. Ek dink dit is soos my ouers vertel, maar vir geen vriende nie. Ek was te skaam geweest. En toe, ek weet nie of jy dalk die sanger Julius Meighen kan onthou nie, maar Julius Meighen het toe kom optree by ons skool tydens die CSV sessie, en ek het hom na die tyd gaan help om sy klanktoerusting en goeders te bære, en toe ons so by die kar staan, maar ek en 'n klomp ander van die CSV kinders, en ons laai die klanktoerusting so in, en ons is klaar, en ek sê vir hom, oom, baie dankie dat oom hier was, sterkte met oom se bediening verder. Toe sê hy, baie dankie julle, en hy stop so, en hy kyk so my en sê vir my, die Here sê vir my, jy gaan ook in die bediening ingaan, en mag daar seën wees op jou bediening, en ek onthou ek het nog vir niemand gesê nie, daar's nie 'n manier, of dit is net, ek het teruggestap na die klas toe, en ek het net gedink, wat het sopas hier gebeur? Ons het 'n baie naby vriendin aan ons, ek en Lindy ook, wat ek ook haar naam nou buite dit sal los, en hierdie vriendin eintlik kom saam met Lindy se jare saam, haar baie goeie maat, en sy het so in haar
laat tienerjare begin agterkom dat sy probleme het toe omtrent in haar matriekjaar ontdek dat sy nooit sal kan kinders kry nie. En toe, dit was vir haar 'n verskriklike groot slag gewees, verskriklik sleg. En Lindy en sy het toe na skool gaan diensjaar vir Christus doen. En toe het die hele die hele land se diensjaar vir Christus studente het dan op 'n stadium almal by Maselsport bymekaar gekom. En terwyl hulle daar is, toe kom Erich Postumus, party van julle ken hom dalk. Ek meen is 'n solid ou, dis nie 'n vreemde ou nie. Toe kom hy na haar toe terwyl sy regtig vroeg nog oor hierdie stuk hartseer in haar lewe. En hy weet van niks nie en hy sê vir haar, ek voel so skaam om hierdie vir jou te sê, ek ken jou van geen kant af nie, maar die Here druk dit op my hart om vir jou te sê dat jy is soos Samuel se ma Hanna wat pleit by die Here vir 'n kind en hy gee gehoor aan dit. En hy gaan vir jou soos wat hy vir Abraham gesê het, kyk na die sterre, so maak hy 'n belofte aan jou. Hy gaan vir jou kinders gee. En dit is baie moeilik geweest, want toe moet sy prosesseer, wat beteken dit? Beteken dit later toe sy trou, beteken dit dit gaan van self gebeur, beteken dit daar moet mediese ingryping wees, beteken dit hulle gaan aanneem, wat beteken dit? En so dit is nie 'n maklike proses gewees nie, werklik waar. Dit is baie moeilik om te prosesseer. En hulle het vir lank geglo dit beteken dis 'n direkte ekwivalent, dit gaan kinders weer, biologiese kinders wees. En toe dit na jare nie gebeur nie, het sy gesê, goed, kom hulle neem aan. En toe sy toe hulle wel iemand kry, 'n babatjie kry om aan te neem, en van die begin af die babatjie toe nou te registreer onder hulle naam, toe hulle die geboortesertifikaat kry, toe is die naam van die babatjie 'n naam wat in hierdie, ek wil dit nie want dit word op die internet uitgesaai, maar toe is die naam van die babatjie vervat in daai profesie. Toe die biologiese ma die naam van daai babatjie dit gemaak, en dit was vir haar soos 'n dadelike verwesenliking van daardie profesie wat waar geword het. Kom ons gaan aan, daar's nog voorbeelde van profeseë wat ek graag sou wou deel, maar ek gaan nie terwille van tyd, want ons baie sulke voorbeelde van profeseë, regtig. Drome en visioene. So, eerstens, wat is die verskil tussen 'n droom en 'n visioen? Ons gooi hulle saam, maar dit is twee verskillende goeters. Dallas Willard skryf, the dream is regarded as a lower form of communication from God than a vision. Both are unusual states of consciousness, but the dream characteristically requires greater interpretation, often with considerable difficulty, in a manner that the vision does not. Wat beteken dit? Is 'n verskillende status van bewustheid, of bewussyn moet ek eerder sê. 'n Visioen is jy eintlik amper partykeer meer wakker, terwyl die droom nie, en die droom is meer kompleks, baie simboliese goeters wat met jou gebeur, wat geïnterpreteer moet word, terwyl 'n visioen is ooglopend, dit maak sin. Kom ek sê eers so, as jy enigstens praat oor hierdie onderwerp, dan is die ou wie jy moet aanhaal, is altyd Morton Kelsey. Morton Kelsey is sekerlik die Christen wat die meeste navorsing hieroor gedoen het. Hy is opgelei in Carl Jung, soos sy denkskool ook, so hy het uit die staanspoor uit maak hy baie van drome. En Morton Kelsey skryf hieroor, sy bevinding. Being rather compulsive, I've kept a careful record of my dreams for the past 34 years. They probably number 30,000, of which no more than 20 are basically prophetic dreams. One never knows whether a dream is prophetic until it is confirmed by an outer event, but it's nonsense to suggest that all dreams predict future events.
The purpose of dreams is to reveal, correct, compensate and direct and very rarely to predict. Goed, so hy's baie positief oor drome, maar hy sê drome het 'n spesifieke doel. En hy's positief ook vanuit sy Jungiaanse denkskool. Hy sê dit verklap baie keer goeters waarmee jy worstel en ook nie alle drome nie. Maar jy kan baie leer van jouself deur te kyk na die drome. Maar dis met ander woorde 'n bietjie op 'n ander vlak as wat ons sê dat 'n droom van God afkom. So ek gaan sê oor drome het ek nog nooit in my hele lewe 'n droom gehad wat ek gevoel het wat van die Here afkom nie. Ek kan sê oor visioene, was al 3 keer in my lewe. Maar ek wil dit so sê, net 3 keer in 47 jaar. Net 3 keer wat ek beleef het dat die Here nou met my praat. Ek gaan egter nie, ek wil nie, as net nie tyd om met jou te praat oor die visioene nie. Maar ek sou baie graag met jou sommer net ietsie wil deel oor 'n droom wat ek teëgekom het wat vir my aangegryp het. Net om vir jou te wys, dit gebeur reg, daar's plek daarvoor. So ek deel dit met hierdie vrou se toestemming en ek deel dit, maar ek gaan nietemin haar identiteit beskerm want dit is nogal wild. Dis in die noorde van die land waar dit plaasvind. So hierdie is nie hoor sê nie. Ek beloof nou vir jou, dit is wat ek met my eie ore gehoor het by die mense by wie dit oorgekom het. Die ma, wat al 'n bejaarde tannie is, sê vir my, sy het een aand gedroom dat sy loop op die snelweg en langs aan die snelweg, soos in parallel met die snelweg is daar 'n rivier wat vloei en sy sien haar eie dogter besig om soos 'n drenkeling in die rivier afgeneem te word en dan gaan sy af en dan gaan sy op en sy as ma in die droom hardloop al langs die rivier af en skree vir haar dogter net. So wanneer die stroom vat haar, skree net vir haar dogter, swem my skat, swem, 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 hou kop bo water, swem, swem, swem. En dit het al baie ontstel die volgende oggend. Dit was 'n tipe vividness wat ander drome nie gehad het nie. En sy het nie geweet hoe om daarvan sin te maak nie. En toe gaan sy gee dit net vir die Here en sê, Here, ek weet nie, wat beteken hierdie nie, maar ek gee dit vir U. En toe 10 dae daarna, toe word haar dogter, gehijack in ons land. En die hijackers ry met haar, en hulle trek toe van die pad af, en die hijackers het toe as 'n bende haar seksueel misbruik. En asof dit nie genoeg is nie, die gruwelheid daarvan, die absolute gruwelheid daarvan, is dat hulle toe haar vol petrol gooi om haar na die tyd aan die brand te steek. So hulle bind haar toe aan 'n plaasheining vas, gooi haar vol petrol, en toe hulle die petrol aan die brand wil steek, toe het hulle nie 'n aansteker nie. En toe loop hulle terug kar toe, met die gedagte net die een ou wat die aansteker kry, gaan terugkom en haar dan aan die brand steek, so hulle almal loop terug kar toe, en terwyl hulle op pad terug kar toe loop, toe kry sy losgewikkel uit van die plaasheining af. En net agter die plaasheining is daar 'n rivier, en sy spring in die rivier, en toe die ou terugkom, toe vat die stroom haar, en sy swem saam met die stroom weg, en sy ontsnap toe. Maar die vreemde, die bizarre van dit alles, is dat die ma sê, haar rol nou, is juist dit, haar dogter het in 'n enorme depressie verval, vanweë hierdie geweldige trauma, en haar rol as ma, nou in haar dogter se lewe, is om daai cheerleader te wees, is om te sê, hou aan swem my kind, hou kop bo water, hou kop bo water, hou kop bo water. Die toeval hiervan is net vir my te veel, vriende. Dit is net vir my te veel. Ek dink daar was God se stem binne in daai droom. Gewaarwordinge
is wanneer ons op 'n manier 'n inligting ontvang van die Heilige Gees af. Ons sien dit in die Bybel, ons sien Handelinge 10 vers 19, 'n baie interessante uitspeel daarvan, terwyl Petrus nog nagedink het oor die gesig. Hy het nou net tot bekering gekom, maar nou het hy daai gesig gesien van die vleis wat hy mag eet, sê die Gees vir hom, daar's 3 mans wat jou soek. Kom, gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Die Gees sê vir hom, hy kry 'n gewaarwording. Hier's 3 mans, hulle is onder. Gaan soontoe en jy gaan hulle kry en dan gaan jy saam met hulle. Daar's met ander woorde inligting wat gedeel word. Ek dink dit is ietsie wat meer algemeen voorkom ook, en ek dink ons almal het al, dink ek, sulke goeters beleef. Ek het al hierdie getuienis van julle vertel, maar ons het een keer in 'n vorige gemeente het 'n vrou na my toe gekom, eintlik 'n afspraak gemaak, telefoon het geluister, het gesê sy wil my kom sien. Toe sy by my aankom, of toe sy bel en sy sê sy wil my kom sien, toe sy die afspraak maak, toe sê iets vir my, dit gaan oor seksuele misbruik. En toe ons aflei, maak die afspraak, toe sy toe nou opdaag vir die afspraak, toe kom sy vol verbande daaraan en sê sy wil met my praat, sy het 'n alkoholprobleem en gaan dieper in die gesprek in, wil weet wat is dit waarmee sy sukkel en hoekom wil sy dit so narstiglik los, en ek kom agter sy het 'n totaal verwronge begrip van hoe werk geloofsekerheid en dat dade en die gebrek aan sonde jou nie in die hemel gaan kry nie. Maar sy is so bang sy sterf, en so sy moet net hierdie alkohol los, en soos wat ek haar beter leer ken, ontdek ek dat sy sê vir my, sy is 'n prostituut, maar sy raak te oud nou, en sy het intussen verslaaf geraak aan dwelms, en ook aan alkohol, en sy het toe op die pad gejaag, onder besope toestand in 'n ding vasgejaag, en sy kom nou net uit die staatshospitaal uit, en dis hoekom sy lyk soos wat sy lyk. En toe sit ek nog steeds die hele tyd met die gewaarwording in my kop, dat die rede hoekom sy hier is nie eintlik die drank nie. En toe vra ek die verskriklike moeilike vraag, en vra, sê vir my, ek is so jammer ek vra dit, maar was daar ooit in jou lewe seksuele misbruik? En sy het spierwit geword en my net so aangestaar vir etlike gevoel minute, sekerlik net sekondes, en toe sê sy dat haar eie ouers het haar as kind al begin uitverhuur, en dis hoe sy as 12-jarige dogtertjie binne in hierdie bedryf beland het, en ek net hierdie vrou, wat die Here, hoekom die Here dit vir my gesê het, dink ek, was omdat die Here, ek wil dit nou in gebrekkige mense taal sê, nie minder kan omgee oor die drankmisbruik nie. So, hierdie vrou moet weet dat hy haar raak gesien het al, en hy is lief vir haar. Hy wil haar heel maak. Sy kom en sy dink sy moet presteer met om sonde te los, maar hy wil haar aanspreek oor haar seer wat haar aangedoen is in haar lewe. Wonderlike getuienis wat uit dit uitgevloei het ook, hoe sy die Here ontdek het en pad met hom begin stap het. Maar kom ons gaan eers aan. Geestesoë is wanneer ons bid en jy maak jou oë toe, dan kom daar 'n prent in jou gedagtes op. Jy word bewus van 'n indruk. Dit is ietsie wat ons heeltemal te min oor praat, maar dit is eintlik, kom dit baie algemeen na vore. Ek weet, ek het hierdie ook al 'n getuienis met van julle gedeel. Maar ietsie wat vir my uitstaan altyd met dit is, daar's 'n tannie gewees wat ek het die oproep gekry en gesê dat die oom is oorlede die Vrydagoggend en ek moet die begrafnis doen en ek wil ook net baie graag by hulle uitgekom het. Ek bel toe, ek vra wanneer kan ek kom, kan ek die middag kom? Hulle sê toe nee, dis nog eers
Hulle moet nou na die begrafnisondernemer toe weer gaan en dit het alles so skielik gebeur, so ek kan nie. En die volgende dag bel ek weer, sy sê nou kan ek asseblief so namiddag kom toe by haar die namiddag aan, praat deur julle en praat oor hoe geskok ons is. Hulle het nog die Vrydag saam uitgegaan en net skielik het 'n hartaanval gekry en gesterf en ons praat deur julle ding en ons sluit af en ek is baie hard, sy is wonderlike kinders van die Here. Bid, vra dat die Here haar sal dra en terwyl ons bid, kom haar so 'n Barberton Daisy op in my gedagtes, waarvan die kop so heeltemal hang en terwyl ek bid, sien ek hoe die Barberton Daisy se kop weer so begin regop staan. En sê amen, sê vir haar, Tannie, die vreemdste ding nou gebeur, so toe ek vir Tannie bid, toe sien ek hierdie pragtige mooi Barberton Daisy, en ek hoop sommer dat Tannie so sal wees, en weer sal kan blom, en sy, haar oë skiet weer vol trane, sy sê, Natie, ek sê toe wat ek gesien, sy sê, Natie, waar ons gister was, ek en die oom, waar ons saam heen was, is ons het saam gaan kwekery toe gegaan, en Barberton Daisies is ons albei se gunsteling. So ons het gaan Barberton Daisies koop. En toe ons terugkom, toe kry die oom die hartaanval en ek het net nog glad nie die kans gehad om hulle oor te plant nie. So hulle hang toe vanoggend so. Maar alles is, ek moet hulle toe oorplant vanoggend en dis hoekom ek gevra het eers later kom. Sy sê, maar alles in my is so stikkend en om hierdie blommetjies te sien vergaan, ek het nie kans gesien dat hulle ook moet sterf nie. Ek het hulle letterlik gespalk en gevra dat hulle tog net nie sal sterf nie. En dis toe presies dit wat die indruk is wat die Here toe in my oë gegee het, of in my geestesoog. Het was crazy geweest vir my, hoe akkuraat dit is, die tydsberekening daarvan. Die Here is 'n God van detail. Ons lees ook van geestesoog, jou geestesoog binne in die Nuwe Testament. Medegelowiges, ons sien op 'n klomp plekke, kom die wysheid van God se stem vanuit die kring van medegelowiges. Geen een van ons, niemand van ons, is die alleenhouer van waarheid nie. Niemand van ons op ons eie ken God se wil ten volle nie. En dis die wonder vir my byvoorbeeld van iets soos 'n huwelik. As jy so bevoorreg is om in 'n huwelik te staan waar jou huweliksmaat jou geesgenoot is, om saam te kan klankbord en dat jou huweliksmaat ook jou kan aanvoel en jou kan temper. Logika moet ook nie onderskat word nie. Ons sien soveel kere hoe logika gebruik word in die Nuwe Testament en hoe God se wil deur dit bekend gemaak word. Byvoorbeeld Blaine Smith sê, as ons net kyk na hoe Paulus sy reisplanne van vertel. Hy sê, ek hoop om julle dan op my deurreis te sien. Is letterlik het Paulus 'n wêreldkaart gevat en gesien hy is by punt A, hy wil by punt C kom en op die pad is punt B en dis wat hy gaan doen. Hy is nie geestelike taal wat hy sê dat die Here dit vir hom gewys. Dis logika, dis hoe die reis is en dis hoe hy sy reis beplan. It is interesting that he says nothing about supernatural guidance dictating his travel plans. His language indicates rather that he made logical decisions about where to go in the light of which areas were most in need of his service. Begeerte is 'n ander ene wat ons ook nie moet oorsien nie. Ons het gepraat die belangrikheid van die ontvanger om ons wil te kersten en dit gewillig te maak. Filippense 2 vers 13 sê ook, dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak. En baie keer gebeur dit daar 'n begeerte is, 'n wil is, wat by jou al groeiende is, om skielik is daar 'n begeerte om dalk meer vir bejaardes te help, te ondersteun, op 'n manier, en dit is nie onmoontlik, dat daai begeerte van die Heilige Gees afkom, en dat dit sy manier is om jou te prompt in die regte rigting nie. Daar is 'n sieklike misverstand onder ons as Christene, dat die Here ons altyd wil lei na die plek waar ons die minste wil gaan.
Hoekom is dit dat ons altyd sê ons wil, jy weet ek wou nooit hierdie ding gedoen het nie, maar toe het die Here my in my kraag gevat soontoe. Soveel kere medegelowiges, die meerderheid van kere, werk die Here met ons passies. Dit moet 'n arm predikant wees, dink ek, wat in 'n gemeente bedien, omdat hy nie eintlik daar wil wees nie. Hy's nie eintlik lief vir die mense nie. Hy doen dit net maar omdat die Here hom daar geplaas het. Ja, dit is my regtig vreemd. Regtig vreemd. Prediking, dink ek praat die Here baie. Ons sien baie getuienisse daarvan. En terwille van deeglikheid sit ons in enigiets. Die Here het in die Bybel al 'n donkie gebruik. Hy kan enigiets gebruik. Maar nou die belangrike ding, en daarmee sluit ons af. Hierdie pizza skuwe is altyd bo op 'n pizza bord. En daai pizza bord is die Bybel. Nie een van hierdie media, nie een van hierdie goed waardeur God se Gees met ons praat, sal ooit God se woord teëgaan of kontrasteer of op 'n manier weerspreek nie. Medegelowige, die oomblik as die pizza skuwe van die bord af is dit 'n gemors. Dit sal nie gebeur nie. Dit sal nie gebeur nie. Die woord is altyd onderaan al hierdie goed. En soos wat ons vanaand gedeel het oor die getuienis, al hierdie getuienisse word geondersteun deur skrifbeginsels maar die oomblik as jy 'n profesie kry wat sê mos sê, jy weet, gaan knoop 'n verhouding aan met daai getroude man of wat ook al, dit gaan nie gebeur nie. Dis nie van die Here af nie. So kom ons stel onsself oop dat die Heilige Gees inderdaad na ons toe kan kom deur enige medium wat hy verkies. Maar ons moet ons Bybel so goed genoeg ken om te weet of die inhoud van dit wat hy vir ons sê waarlik van hom af is.